Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here, ons sing Psalm 33, ons ken die melodie baie goed. Ons gaan 3 verse saam sing, ons begin by vers 9. En dan sing ons ook vers 10 en 11, die volgende 2 verse saam. Dis 'n tyd in die geskiedenis van die Israeliete waar hulle deur moeilike tyd gaan en die Here hulle lei daardeur. In die Nuwe Testament lees ons ook vandag hoe die disippels deur 'n moeilike tyd, 'n wagtyd gaan en die Here hulle daardeur lei. Vers 9, die oorlogsperd kan nie behou nie, hoe hy ook aanstorm met geweld. Hy red nie met sy eysterklou nie, wat grimmigheid neerdreun op die veld. Maar die Heer se oë straal met mededoe, op wie klein van krag voor hom stil versla, in al donker dae op sy goedheid wag. Kom ons loof die Here, vers 9, 10 en 11, Psalm 33. Gesang 221 vers 4 is ons skuldbelydenislied na die wet. En dan Gesang 223, die 6de vers na die geloofsbelydenis. 221 vers 4, 223 vers 6.
Matteus 22 vers 35 en een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om te versoek en gesê, meester, wat is die groot gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Die lam van God sien al ons nood en neem op ons sonde. Ja, liefde onbegryplik groot, vloei vir ons uit sy wonde. Geliefde is die Here, sê in Spreuke 28 vers 13, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Die troos van die Here is dat elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof sy na toevlug neem tot ons Here Jesus Christus, sê die Bybel jou sondes vergewe, maar aan elkeen wat in sonde bly volhard, en die genade van die Here verwerp, moet weet dat die toorn en die straf van die Here op hom of haar bly, solank hulle in sonde bly leef. Geliefdes, ons bely ons geloof in God die enige en elkeen spreek in sy hart hierdie woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Gee dat ons geestelik helder sien, die Vader, Seun in waarheid dien, o Gees van albei uitgegaan, het ons kom troos by ons kom staan. Geliefdes, die Here praat vandag met ons uit sy woord uit Handelinge hoofstuk 1. Ons gaan weer Sondag ons reeks afsluit uit Handelinge en dan hoofstuk 2 lees vers 1 tot 13. Vandag lees ons vers 12 tot vers 26 en ons hoor van vers 15 Matthias as apostel gekies in die plek van Judas. Hier is 'n besondere gedeelte. Nou sit hulle in die wagkamer. Nou dis nie lekker om te wag nie, jy weet, jy het nou gesit en wag vir die dominee, dis nie pret nie. Maar, wat maak jy nou as jy nou sit en wag, in daardie tyd van jou lewe? En nou leer ons uit hierdie gedeelte ontsaglik baie. Jy moet al kies tussen twee werke. Jy moet al kies tussen dinge wat jy moet doen, keuses wat jy moet maak, sekere aankope wat jy moet doen. Jy moet kies werknemers wat jy in diens moet neem. Soms groot besluite in jou lewe, ingrypende besluite om te verhuis of nie. Hierdie gedeelte help vir 'n mens om te besluit in daardie onsekerheid in 'n wagkamertyd in jou lewe.
Ons gaan in die eerste gedeelte sien, waarmee was hulle besig? Wat het hulle gedoen? Wat was hulle riglyn gewees? Waar pas jou denke, jou verstand in hierdie proses in? En uiteindelik, hoe weet jy? Jy weet jy wat is nou reg en wat is verkeerd? Hier is hulle besig in die bokamer en 'n geweldige belangrike ding moet gebeur. Hulle moet 'n apostel kies. Hoe het hulle dit gedoen? En dis vir ons 'n geweldige belangrike riglyn in ons lewens as ons groot besluite moet maak. Nou kom ons verlustig ons in die woord van die Here. Ons lees Handelinge 1 vers 12 en verder. Nadat ons saam gelees het, gaan ons ook saam bid. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Jakobus, en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus die seun van Alfeus en Simon die ywerhaar, en Judas die seun van Jakobus. Hulle almal het eendragtig volhard in die gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria die moeder van Jesus, en met sy broers. En in die dae het Petrus in die midde van die disippels opgestaan. Die skare van persone daar by mekaar was omtrent 120 en gesê: Broeders, hierdie skrif moes vervul word wat die Heilige Gees voorspel het, deur die mond van Dawid aangaande Judas, wat leier was van die wat Jesus gevange geneem het. Want hy is saam met ons getal gereken en het die lot van hierdie bediening verkry. Hy het dan 'n stuk grond gekoop met die loon van ongeregtigheid en het vooroor geval en oopgebars en al sy ingewande het uitgestort. Dit het bekend geword aan die inwoners van Jerusalem sodat daardie stuk grond in hulle eie taal Akeldama genoem is. Dit is bloedgrond. Maar daar staan geskrywe in die boek van die Psalms, laat sy woonplek woes word en laat daar geen inwoner wees nie en laat 'n ander een sy opsienersamp neem. Van die manne dan wat saam met ons rondgegaan het, al die tyd waarin die Here Jesus by ons in en uitgegaan het, van die doop van Johannes af, tot op die dag dat hy van ons opgeneem is. Van hulle moet daar een saam met ons getuie word van sy opstanding. En hulle twee voorgestel. Josef wat genoem is Barsabas, met die bynaam van Justus, en Matthias. En hulle het gebid en gesê: U, Here wat die harte van almal ken, wys uit hierdie twee die een aan, wat U uitverkies het, die lot van hierdie bediening en apostelskap te verkry, waarvan Judas afgewyk het om heen te gaan na sy eie plek. Toe werp hulle die lot, en die lot het op Matthias geval, en hy is gekies om saam met die 11 apostels te wees. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof U, ons prys U groote naam. Dis vir ons heerlik om saam te wees as U kinders, op hierdie Sondag na Hemelvaart, op hierdie Sondag voor Pinksterfees. En ons gebed is dat U self vandag ook hier teenwoordig sal wees om ons te seën. Ons dankie Here dat U daar met die apostels was, met die disippels, elke vrou, elke gelowige wat saam was in die bovertrek. En ons dankie Here Jesus dat U ook in en deur hulle gewerk het en ons 'n voorbeeld het van wat U doen en hoe U werk in die kinders se harte. Here, ons leef ook in onseker tye en ons dra nie op soveel mense wat in hierdie tyd swaar kry en angs beleef. Vir mense wat skade gekry het die afgelope tyd,
So vir mense wat dakloos is, hulle wat rou oor geliefdes wat hulle aan die dood afgestaan het in die storms by die Kaap en langs die kus. En ons gebed is, Here, dat U ook daar, die kinders, die gelowiges, die Christene sal gebruik om te ontferm, by te staan en hoop te gee, waar mense soms deur natuurrampe wonder oor U bestaan en ander om hulp roep en net U self is die een wat hulp kan verleen. Here, ons bid ook vir ons landbougemeenskap, hier in ons gemeenskap en ons vra, Here, ontferm U oor ons boere. Here, die oes staan op die lande en ons gebed is dat U dit moontlik maak, dat hulle die oes kan afhaal. En dankie, Here, dat U ook weet, U hoor gebede, Here, die daaglikse gebede wat opgaan. En dankie, Here, vir die geloof en moed wat ons ook in die harte van ons boere sien. So bid ons, Here, ook vir ons gemeente en elke lidmaat. Here, ons het groot projekte wat voorlê en ons moet vandag as gemeente dit bespreek. Maar Here, ons weet, Johannes 15 is so waar. Sonder U, Here Jesus, kan ons niks doen nie. Daarom is ons gebed, Here, stuur die lig en die waarheid om ons te lei, skenk ons die wysheid om ook hierdie projek so aan te pak, dat ons U verheerlik, dat ons saamwerk, Here, dat ons uiteindelik dit suksesvol kan uitvoer deur U genade. Here Jesus, ons dink aan ons kinders, ons loof U vir die kinders wat U in ons toevertrou, en elke kind in ons gemeente is so kosbaar, en ons gebed is, Here, ontferm U oor ons kinders, en wees hulle genade. Here, wil U ywer in hulle harte skenk vir U, wil U hulle harte vul met vreugde, en die besef dat hulle so kosbaar is vir U. Here Jesus, so bid ons ook vir ons huwelike en verbondsgesinne, en ons gebed is dat U ook daar U genade skenk. Here, skenk 'n verdraagsaamheid en 'n liefde wat ons mekaar nader aan U bring. Here Jesus, so bid ons ook vir ons senior lidmate, en ons vra dat U ook hulle seën en die hand oor hulle hou. Ons bid vir ons susters aksie, Here, ons dank U ook vir hulle ywer. Dat die kerk skoon gemaak word elke week, vir die pragtige blomme wat hier by die kansel staan. Vir die ywer waarmee elke projek aangepak word, vir die liefde wat ons sien in alles wat gedoen word. Ons loof U daarvoor. Here Jesus, ons dra ons kerkraad aan U op. Ons bid ook vir die broeders wat diens doen. Ons vra, Here, dat U hulle saam met hulle gesinne seën in die amptswerk. Here Jesus, so bid ons ook dat in hierdie week wat voor ons lê, met ons sal wees as ons by mekaar kom, en die wat nie hier kan wees nie, Here, dat U ook in ons binnekamers tot ons spreek. En dat ons harte tot U ophef, Here, dat U opnuut in ons gemeente kragtig werk. Here Jesus, ons vra, skryf U die woorde van Handelinge 1 vers 12 tot 26 in ons harte. Maak ons gehoorsaam om volgens U wil te leef. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus, ons hoor die pragtige gebed van vers 24, en hulle het gebid en gesê, Here, U, Here, wat die harte van almal ken, wys uit hierdie twee, die een aan, wat U uitverkies het. Tot so ver. Geliefdes, die genre, of die literatuursoort, waarmee ons te doen het in Handelinge, is geskiedenis. Hierdie is nie voorskrifte nie, hierdie is nie opdragte nie, hierdie is nie, julle moet dit so doen nie. Dit is hoe die Here gewerk het in sy vroeë kerk, en tog kan ons geweldig baie daaruit leer. Nie net in die manier hoe God werk nie, maar ook hoe sy kinders optree, hoe hulle dink, en dit is vir ons goeie riglyne, om ons lewens volgens in te rig. En toets ons dit aan die res van die Bybel, is dit meer as net goeie riglyne. Dit is vir ons geïnspireerde woord van God, wat ons lewens en harte en denke
verander in die proses. Nou ons sit onsself in die skoene van hierdie paar apostels. Hulle het sopas gesien hoe die Here Jesus opvaar, hoe hy hulle seën terwyl hy van hulle weggeneem word met 'n wolk. En die eerste ding wat ons raak sien is hulle reaksie daarop. En dis ontsaglik belangrik. Hulle is eintlik in 'n vakuum. Jesus is weg en hulle het nog nie die Heilige Gees nie. Hulle is in hierdie tussentoestand. Hulle sit in die wagkamer, daar die 120 mense bymekaar, geweldige onsekerheid. Jesus is wreed vermoor en wag dit ook vir hulle. Hulle het die afgelope 40 dae wonderlike belewenis gehad met Jesus wat aan hulle verskyn het terwyl hulle daar bymekaar was. Maar hulle is soos 'n kudde sonder 'n herder. Hulle sit en wag. En een van die plekke wat ook leeg is Judas Iskariot se plek. Hy was een van die 12, hy was saam met hulle. En nou het hulle gehoor al die dinge wat nou gebeur het na Jesus se kruisiging. Dat hy, wat een van hulle was, Jesus verraai het. En wat met hom gebeur het. En hoe gaan hulle nou mense antwoord wat sê, ja, maar ons weet van julle, ons ken vir Judas. En ons weet wat met hom gebeur het. En is dit nou wie julle is? 'n klomp Judasse. En nou moet hulle die wil van God onderskei, waar hulle 'n keuse moet maak om nog 'n apostel te kies, dat daar 12 apostel is, soos wat daar 12 stamme van Israel is. En dit was geweldig belangrik. Hulle is aan die een kant die reeds, Jesus het opgevaar en vir hulle opdragte gegee, aan die ander kant die nog nie. Die Heilige Gees is nog nie uitgestort soos Jesus beloof het nie. En ons sit in daardie situasie, ons het die reeds van die verlossing wat die Here vir ons gee en hy maak ons sy kinders en ons het die belofte wat wag van die heerlikheid, maar ons is nog nie in die hemel nie. Ons is nog nie volmaak nie. Ons is nog op hierdie sondige wêreld met al ons sonde. En in hierdie tussentyd moet ons leef as kinders van die Here. Nou hoe doen ons dit? Vers 12 tot 14 herinner ons, dit begin met gehoorsaamheid. Ons sien hoe hulle onmiddellik gehoorsaam is aan die Here, onmiddellik teruggaan na Jerusalem, onmiddellik in die bovertrek saamkom. Hulle wat uit mekaar uitgejaag is deur die soldate met Jesus se gevangeneming in die tuin van Getsemane, het weer by mekaar gekom. Jesus het aan hulle verskyn. Thomas het ook later bygekom waar hy nie dadelik by was nie. En mens sien hoe 'n klomp bang mense in een vertrek byeen is. Nou wat gebeur as jy 'n klomp bang mense byeen het? Jy sien baie gou spanning en konflik tussen mense. Elkeen probeer in benoudheid maar plannetjies maak en elkeen probeer hulle eie pad volg, maar nie hier nie. Hier sien ons nie bekleire en konflik en elkeen wil probeer om leierskap op homself te neem en hardloop in die rigting of daai rigting nie. Hulle is 120 mense wat vir 10 dae lank bid en wag. En nou sien ons wat daar nog gebeur het, want hulle het nie die hele dag lank net gebid nie. Wat mense ook sien is dat hulle besig was om die woord van die Here te bestudeer, want die oomblik as Petrus sy mond oopmaak en die groep en leiding gee, want hy was die leier, dan praat hy Bybel. Dan gee hy vir hulle rigting en leiding vanuit die suiwer woord van God. Bring hy vir hulle perspektief wat hulle so nodig het. Maar dit begin altyd by gehoorsaamheid aan God. Nou vir ons self is dit baie keer 'n moeilike ding. Ja, ek het 'n breë idee van wat die wil van God is, want ek het 'n Bybel. Die Bybel is die geopenbaarde wil van God. Maar ek wil weet, wat moet ek nou doen? Ek het nou 'n keuse tussen werk A en werk B, wat een moet ek kies? Of ek moet nou trek, moet ek na dorp A of dorp B trek, of ek het nou dinge in my lewe waar ek 'n groot keuse moet maak. Moet ek van werk verander of moet ek hier bly? Moet ek hierdie lewensmaat kies of daardie? Wat moet ek doen? En dit begin by 'n lewe waarop opnuut myself wy aan
aan die Here en sê, Here, ek buig my voor U wil. Ek maak seker dat ek binne U wil leef. As daar sonde tussen my en U staan, dan bely ek dit. En Petrus meer as baie van die disippels het besef hoe ontsaglik belangrik dit is. Hy het 'n tweede kans gekry. Hy self wat Jesus verloon het die kans gekry om 3 keer, net soos dat hy Jesus 3 keer verloon het, 3 keer te sê, Here, ek het U lief. En die Here het hom herstel. En ek dink hy het besef, daar is daagliks bekering nodig vir elke kind van die Here, ook vir my, wat keuses moet maak, om daagliks seker te maak. Ek vra dit as 'n kind van die Here, wie se saak met die Here reg is, wie se sondes bely is. Wanneer hulle sit en wag in Jerusalem, met die gevaar wat om hulle is, met Jesus wat gekruisig is, steeds is gehoorsaamheid aan die Here vir hulle eerste prioriteit. Ons is so maklik aandag afleibaar, waar ons hoor wat is die opdrag van die Here, maar wag net so 'n bietjie, ek is net gou besig met hierdie krisis in my lewe. So volgende keer aandag gee daaraan en tog is daar nie vrae wat gevra word, of opstand, of teenstand, of uitstel wat gevra word, nie, daar is onmiddellik gehoorsaamheid aan die Here. En dit moet vir ons belangrik wees, om te weet as die Here vir ons in sy woord sê, dit is die wil van die Here, dat ons onmiddellik ons lewens inskakel by sy wil. Ons sien in hierdie tyd hoe hulle saam bid, eensgesinde gebede. Dis die gebed van 'n kerk, wat 'n kerk saambind. Hierdie week wat voor ons lê, wil ons ook as gemeente bid. Van ons sal hier kan wees met ons Pinksterbid hier, ander gaan intree in hulle binnekamer by die huis. Ek het vir ons as gemeente 'n brief opgestel met 10 afdelings, 10 stukkies van die skrifgedeelte wat ons gaan behandel met die Pinksterbidure. 10 kort gebede vir Uself, waar jy self in die binnekamer aan die Here kan toewy, en dat ons as gemeente dit saam doen, tot met Sondag, wanneer ons Pinksterfees vier. Soos wat die disippels stil geword het en gebid het, is dit goed dat ons as gemeente dit ook doen. Het is nie altyd moontlik om fisies hier te wees nie, baie van ons het verantwoordelikhede by werk, en kan nie in die aand uitkom nie, of kan nie in die oggend uitkom as ons in die oggende by mekaar kom nie, en tog het ons almal 'n tyd in die dag waar ons kan bid. En laat ons in hierdie week ook intree vir hierdie gemeente en vir ons medegelowiges. Gebed, sien ons, is die Here se geneesmiddel van 1000 dinge wat skeefloop en moeilik is om te hanteer. Dis waar ons krag ontvang, solank as wat ons op ons knieë is die Here ook met ons besig. Tweede belangrike ding wat ons raak sien is vers 15 tot 20 praat oor die Bybel en die gebruik van die Bybel. Wanneer Petrus dan opstaan en praat, dan sien ons, dan haal hy elke keer aan, byvoorbeeld uit die Psalms. Hy gee vir hulle 'n perspektief op wat met Judas gebeur het, en hy sê, broeders, hierdie skrif moes vervul word, en dan haal hy aan uit die Psalms. Wys dat selfs hierdie pynlike verraad van Judas voorsien het, dat daar 'n plek is wat gevul moet word. So baie keer dan sien ons dinge in die lewe as goed wat gebeur, wat absoluut sinneloos is. En tog gee die Bybel vir ons baie keer ook daarop 'n perspektief. Vir Judas was dit sonde wat hy gedoen het. Was dit verraad gewees. Die genade is dat die Here nie deur hierdie sonde verras word nie, maar selfs dit gebruik in die verlossingsplan. Vir my is dit ontsaglik belangrik om te weet dat die Here ten spyte van moeilike omstandighede, ten spyte van onreg wat ons baie keer beleef, ook selfs dit kan gebruik om ons nader te trek. As 'n mens uiteindelik Petrus se briewe lees en jy kom agter hoe hy praat oor lyding, dan kom 'n mens agter
hoe hy selfs lyding beskou as 'n manier hoe God ons nader trek. Dat lyding nie iets is wat ek net van ontslae moet raak nie, maar dat dit deel is van die proses waarmee God my geloof louter en suiwer. As ek 'n besluit moet maak, dan begin dit by gehoorsaamheid, maar dit gaan verder wanneer ek die woord van die Here bestudeer. Hierdie disippels was daagliks besig om die woord van die Here te bestudeer. Hulle het nie 'n Bybel gehad soos ons nie, maar hulle het reeds Ou Testament boeke gehad, soos die Psalms wat Petrus baie duidelik bestudeer het. Bybel is nie net 'n geskiedenisboek nie. Bybel is lewendig en kragtig, sê Hebreërs 4 vers 12. Dis vir ons 'n gids vir die lewe. Dis vir ons die voorskrif. Dit is vir ons 'n boek waardeur die Here ons verander die oomblik as ons dit oopmaak deur die krag van die Heilige Gees. Om God se wil te onderskei, moet ons vra, wat sê die Here oor hierdie tipe situasie in sy woord? Want mense sê baie maklik, maar daar word niks in die Bybel gesê van ons moderne tyd, van selfone en rekenaars en hommeltuie nie. En tog, in 2 Petrus 1 lees ons hierdie woorde in vers 3, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Alles wat tot die lewe en godsvrug dien. As jy wil weet om te lewe, jy het 'n Bybel. Jy het nie ander handboeke nodig om vir jou te sê hoe om as kind van die Here te leef nie. Jy het die woord van die Here en die Here sê baie gou vir jou waar jy droog maak wanneer jy besig is om God te verheerlik. Dis hoekom dit so ontsaglik belangrik is om tyd te spandeer in God se woord, om na hom te luister met 'n gesindheid van, oomblik as ek die Bybel oopmaak, is die Here besig met my, verander hy my hart. Verder dan sien ons vers 21 tot 23, hoe die Here ook werk deur menslike denke. Paulus stel die kriteria wat die Here vir hulle riglyne gegee het, en hulle nou met hulle verstand uitwerk, maar hoe lyk dit in die praktyk? Hier stel hulle dit in hierdie verse, dat 'n apostel moet 'n ooggetuie wees, en dan begin hulle met hierdie aspekte van Jesus se bediening. Hy moes daar gewees het toe Jesus gedoop is, van daardie tyd, wat die Here die doop van Johannes ontvang het, tot uiteindelik met sy kruisiging en sy opstanding en sy hemelvaart. 'n Apostel moet 'n ooggetuie wees. En volgens hierdie kriteria het hulle dan tussen al die mense wat daar is, voorstelle gevra, en hier is voorstelle gemaak, en die 2 name wat uitgekom het, is Josef en Matthias. Nou, wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons dat die Here baie keer ook van ons verwag om ons gesonde verstand te gebruik. Ons sal baie keer hê dat, dan moet nou 'n briefie uit die hemel val wat vir jou sê, man, kies werk A, nie werk B nie. Maar dit gebeur nie so. En dan wil ons nou soos Gideon maak en sê, maar Here, gee vir my teken. Hy het nou die velletjie uitgesit en gesê, as dit nou op die velletjie dou en langsaan droog is, dan weet ek, en volgende dag nou omgekeerd, as dit nou droog is en op die velletjie en rondom nou dou, dan weet ek. En dan soek ons nou vir tekens. As hierdie ding nou gebeur, dan weet ek nou, dis die pad wat ek moet kies. En dan wag ons, nee, ek is nou nie seker, die dinge gebeur nie heeltemal soos ek wil hê nie, maar ek wag vir 'n volgende teken, tot dit nou presies gaan soos wat ek nou wil hê. En hoorie, jy het eintlik klaar besluit, jy wag nou net vir 'n bevestiging, dat die Here die dinge doen soos wat jy dit wil hê, dit moet gebeur. Dit is gevaarlik. Dan beweeg ons op die terrein waar ons God begin tart, en beweeg ons op die terrein waar ons nie werk soos wat die Here met sy kinders werk hier nie. Kom op 'n punt waar 'n mens uiteindelik in diep afhanklikheid en verantwoordelikheid teenoor die Here besluit neem. Sê, Here, die lig wat U my gee, neem ek hierdie besluit, en ek neem verantwoordelikheid vir daardie besluit. En wanneer mense dan sien hoe hulle werk in hierdie geval het hulle die lot gewerk. Nou wat was dit? Is dit dobbelsteentjies wat hulle gegooi het? Nee. Jy sien reeds in die Ou Testament, die hoëpriester het 'n tas gehad wat hy gedra het, 'n borstas met edelstene op. Daar was die Urim en die Thummim, en ons weet nie presies hoe dit gewerk het nie, maar dit is wat gebruik is wanneer die lot gewerk moet word. So wanneer hierdie ding gebeur, dan sien ons hoe hulle deur die lot tot die Here bid, dat hy die een aanwys.
En kyk hoe treffend stel dit nou in vers 24, hulle het gebid en gesê, U Here, wat die harte van almal ken, wys uit hierdie twee, die een aan, wat U uitverkies het. Wat hier moes gebeur, tussen hierdie twee kandidate, Josef en Matthias, hulle het nie net bloot gewag vir 'n wonderwerk nie, hulle self het die kriteria daar gestel van waaraan moet hulle voldoen, en dan sien 'n mens hoe hulle ook in afhanklikheid van die Here dan opgetree het. So hier is 'n gesindheid van die hart, waarmee hierdie tipe besluite ook geneem word. Nou die Here verwag nie van jou en my om met die lot te bepaal elke ding wat ons moet besluit in ons lewe nie. Maar ek dink wat duidelik is hier is dat ja, jou verstand speel 'n rol. En mens sien dit soveel kere in die Bybel raak. As hy praat in Romeine 12 vers 1 oor die godsdiens. En hy sê dat ons liggame moet stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. En dan sê hy, dit is julle redelike godsdiens. Redelik. Jou verstand speel 'n rol. Dis nie net emosie nie, daar is kerke wat so fokus op die emosie, solank jy net goed voel, ons speel lekker musiek, totdat jy nou op 'n geestelike hoogtepunt voel naby aan die Here, en dan is jy besig met godsdiens. Maar wat die Bybel vir ons sê, dis baie meer as dit. Ja, dis wonderlik, om iets daarvan te ervaar as jy goed voel, jy kan nie op jou gevoel staat maak nie. Die Here werk ook met die rede. Kyk hoe mooi stel hy dit in Efesiërs 4, vers 22 tot 24, waar hy sê, dis nodig dat jy die ou sondige mens, met jou ou sondige patrone en gewoontes sal uittrek soos vuil klere, en dat jy nuwe gewoontes wat God verheerlik sal aantrek volgens vers 24 in ware geregtigheid en heiligheid. En hoe kom jy daarby uit? Vers 23 sê, want dit is God wat die vernuwing van julle gemoed bewerk. Nou hierdie woord is van kardinaal belang. In die Grieks is die woord nous, die Engelse vertaal dit met die woord mind. En ons is terug by jou denke. Dis waar die Here begin werk. As die Bybel praat van jou hart, dan is dit nie, soos wat hulle in die flieks wys, net so warm gevoel. Ek het 'n hart vir hierdie situasie, ek het 'n warm gevoel vir mense. In die Bybelse tyd was die hart die setel van jou denke. So as die Here met die hart werk, dan begin hy met jou manier van dink werk. En dit is waar bekering plaasvind. Dit is waar die Here jou help om van 'n verkeerde manier te dink, te bekeer, na 'n regte, God verheerlikende manier van dink. En dis wat die Heilige Gees doen. So in 'n wêreld waar mense baie staat maak op emosie, sê die Bybel, jy kan nie daarop staat maak nie. As jy op emosie moet gaan, dan is jou lewe 'n skoppelmaai van op en af. Die ene wat konstant is die waarheid van God se woord. Die Here Jesus stel dit so in Johannes 17 vers 17. Heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. So uiteindelik as mense vra, nou, maar wat glo julle trop Christene? Wat soek julle in die lewe? Dan is ons lewens 'n soeke na die waarheid. Nie na, ek voel goed tussen 'n klompie mense en dit is my doelwit nie. Ons hoogste doelwit is om hier die waarheid van God se woord nie net te ontdek nie, maar ons eie te maak en dit uit te leef. Hoe aangrypend dat die Here ook dit gebruik, dat hy ons verstand heilig om besluite te neem wat hom verheerlik. Biddend, gebou op die Bybelse waardes. Vir ons as kinders van die Here bly dit belangrik. As ek groot besluite moet neem, dan gaan ek eerstens en maak seker my lewe is reg en ek leef gehoorsaam. Ek boer in die woord van God. Kuier by wyse literatuur, maar ek is daagliks tuis in God se woord. Ek bly op die knieë. En uiteindelik neem ek 'n besluit in afhanklikheid van die Here. Maar kyk nou in vers 24 tot 26 sien ons hoe hulle God vertrou. In hierdie gedeelte sien ons dat hulle dit pertinent sê.
Hulle wat getuies was van Jesus se opstanding, vers 22, het gebid en gesê, Here, U wat die harte van almal ken, wys uit hierdie tweede een aan wat U uitverkies het, om die lot van hierdie bediening in die apostelskap te verkry. En uiteindelik sien ons dat die lot op Matthias geval het. Hulle het God erken hier as die een wat harte ken. In die Ou Testament hoor ons dat die hoëpriester hierdie tipe werk gedoen het. Maar ons weet, deur Jesus self is hier betrokke by sy apostels. Hy het hulle gekies. Hy het vir Petrus en Andreas elkeen by die naam geroep. En daarom vertrou hulle hom vir hierdie 12de apostel wat gekies moes word. So hoor vandag van apostelkerke, maar die waarheid is, daar is nie meer apostels vandag nie, want daar is nie meer mense wat ooggetuies was, wat daar was en Jesus gesien het, met sy kruisiging en met sy opstanding nie. Hulle moes ooggetuies wees. Dit is 'n ambt wat verval het, toe die apostels deur die Here opgeneem is na hulle dood. So wat beteken vir ons vandag? Vir ons vandag beteken dit, wanneer jy in 'n onseker wagtyd in jou lewe is dit nie 'n tyd wat gemors word nie. Hulle het nie maar net gesit en wag, handjies gevou en iets moet nou gebeur nie. Hulle was aktief besig om te praat met die Here en hulle het geluister wanneer die Here met hulle praat uit sy woord. Daar was 'n twee gesprek. Vandag steeds. Die Here praat met my uit sy woord en my gebed is grootliks 'n antwoord op dit wat die Here vir my sê. Dit is 'n tyd van voorbereiding, 'n tyd van jouself in lyn met God se wil kry. Wat ons hier sien is dat bid en gebed, 'n biduur in 'n kerk 'n prioriteit is. Charles Spurgeon het dit so gestel, hy het gesê, waar 'n kerk saam bid, daar woon die krag van die Gees. Hulle kyk op na die Here Jesus, hulle bid tot hom, hulle spreek hom aan, waar hy op sy troon sit. Hy is nie die afwesige eienaar nie, hulle praat met hom wat aktief betrokke is by sy kerk. Hy het opgevaar, maar hulle praat met hom. U Here, wat die harte van almal ken. Selfs in die keuse van die leiers is hy tot in die fynste besonderhede betrokke by sy kerk. En daarom wat vandag in ons kerk gebeur is so ontsaglik belangrik. Nie net dat ons saam is, dat ons aan die woord van die Here luister nie, maar dat ons ook saam bid en ons sake bespreek en ons projekte wat ons aanpak. En dat ons dit in afhanklikheid van die Here doen en met 'n nederige gesindheid doen. Ons bevind ons soms in hierdie wagkamer van ons lewe. Onthou, die Here wat Matthias se hart geken het, ken ook jou hart. In sy genade het hy ook jou uitgekies wat in hom glo om sy kind te wees. In sy genade het hy ook die ampt van gelowige aan jou toe vertrou, dat jy in hierdie wêreld sy profeet kan wees wat getuig van Jesus. Sy priester kan wees wat jouself aan hom toewy ook vandag. Sy koning kan wees wat heers oor die sonde en dit daagliks bely en laat staan. Die Here is getrou aan sy beloftes, hy gee tye van verkwikking en dis waarna ons uitsien met die heerlikheid wat wag. Amen, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie kosbare stuk geskiedenis. Here, dankie dat U ons vrees vervang met liefde. Here, ons het almal maar 'n tipe vrees wat in ons harte leef en baie keer is dit nie vir onsself nie, baie keer vir ons geliefdes, ons nageslagte. En ons is besorg, Here, soos Paulus ook besorg is oor die kerk, oor die kinders, so ons ook besorg oor ons volk, en oor die gemeente hier in Kreeusdorp, en oor ons geliefdes, vir wie ons daagliks in gebed intree. Maar die Here gee ons 'n vaste vertroue, soos wat U ook in hierdie harte van die disippels gegee het, dat ons verantwoordelikheid kan nakom in die wagtyd en die optreetyd, wanneer U self deur die Heilige Gees ons gebruik as instrumente, dat ons daarin seën kan verwag, omdat ons in die voorbereidingstyd
getrou u wil gesoek het, op die knieë gebly het, die lig en die waarheid van die Bybel gesoek het as 'n gids om ons te lei. Dankie Here, in 'n onseker wêreld is daar absolute waarheid en is daar sekerheid in u. Is daar sekere dinge waaraan ons nooit hoef te twyfel en dit is u liefde vir ons, u teenwoordigheid by ons, u genadige ontferming oor ons. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen. Vers 4 en vers 7, vers 4, gee helder lig aan ons verstand en laat u liefde in ons brand. Ons self is nog so swak, ons wag dat u ons sterk met Pinksterkrag. En dan ook vers 7, kom ons loof die Here, vers 4 en 7, 2, 2, 3. Gee helder lig aan ons verstand en laat u liefde in ons brand. Ons self is nog so swak, ons wag dat u ons sterk met Pinksterkrag. Kom Skepper Gees, besoek u kerk, wie wat vernuwe ons versterk. Vul self u Skepper, Heilige Gees, met krag om die Pinksterfees. Geliefdes, daar is twee goed wat gebeur na die uitspreek van die seën. Ons gaan 'n bidstonde, net 'n kort tyd van gebed, 'n gemeente opdra, en dan gaan ons ook kerkraadsvergadering hou, waartoe jy as gemeente opgeroep word vir inligting, om inligting aan die deur te gee. Ons het dit altyd gemeentevergadering genoem, so jy is welkom om net 'n oomblik te sit, dat ons net 'n paar reëlings kan deurgee in verband met ons stalletjie, wat ons Augustus maand moet beman. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.